So vanoggend, die woord wat ek met julle wil deel, wat die Here op my hart gelê het. En as ek dit kan titel, wil ek sê, waar is jy? En ons almal ken die verhaal van Adam en Eva, en dit is waaroor ek vanoggend met julle wil praat. Ons almal ken die verhaal, ons weet van Adam en Eva, ons almal het dit gehoor, ons het dit in die sonndagskoolklas gehoor, ons het dit by ons ouers gehoor, ons hoor dit by die skool, ons ken almal die verhaal van Adam en Eva. Maar vanoggend wil ek net 'n bietjie dieper delf in daardie verhaal. Ons weet dat Adam en Eva was die eerste mense wat geskape was, en God het hulle in hierdie mooi tuin gesit, en God het gesê, moenie van hierdie boom se vrugte eet nie, of julle sal sekerlik sterf, so moenie buite hierdie perke gaan, dit wat ek vir julle gee. Moenie ongehoorsaam wees nie, en dan woon julle hier in vrede saam met my. Men sien, dit is wat God se plan was met mens. God wou gehad het, ons moes saam met hom, moes ons geleef het. En ons het in hierdie, Adam en Eva het in hierdie tuin geleef, saam met God. En ons almal ken, toe Eva nou die appel geëet het, nadat die slang vir haar gesê het, jy kan van dit eet, en sy het vir haar man van dit gegee. En dan wil ek julle nou verder saam met my lees, in Genesis 3 vers 7 tot 8. En dit sê, toe gaan hulle albei se oë oop, en hulle word gewaar dat hulle naak is. En hulle het vye blare aan mekaar gewerk en vir hulle skorte gemaak. In vers 8, en hulle het die stem van die Here God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin in die aandwyntjie. En die mens en sy vrou het hulle verberg vir die aangesig van die Here God, tussen die bome van die tuin. En ek wil net eers daar stop, en ek wil dit met julle bespreek. Sien, ons lees daardie vers en ons dink, jy weet, hoekom het hulle vye blare? Wat het hulle gedoen? Hoekom het hulle? En alwaar ek kan dink is, nog nooit tevore, voor daardie gebeurtenis, het 'n mens die gevoel van skuld beleef. Die gevoel van, ek het iets baie slegs gedoen nie. Die gevoel van, ek het berou en skande, het 'n mens nog nooit van tevore beleef nie. En dit het swaar op hulle skouers gerus. Dit het so swaar op hulle skouers gerus, dat hulle vir hulle vye blare gemaak het, en gedink het hulle gaan agter dit wegkruip. Ek gaan agter dit wegkruip, en God gaan nie sien wat ek nou gedoen het nie. Ek bekleed myself, en God gaan nie kan sien wat ek nou gedoen het nie, want ek is so berou, en ek voel so skande oor wat ek gedoen het. En toe hulle God se stem hoor, toe hulle hoor God wandel daar in die tuin, het hulle besef, hierdie vye blare gaan my niks help nie. Hierdie gaan my niks help nie, want God gaan my sien, en hy gaan presies weet, wat het ek gedoen. En hulle het gaan wegkruip. Hulle het gaan wegkruip vir die aangesig van God. En hulle moes hulle self verberg het, sodat God hulle nie moes sien nie. En so vandag is ons as mens ook. Ons as mens verberg onsself eers agter baie dingetjies. Agter ek's besig by die werk, ek's besig by die huis, ek's te besig met baie dinge, en al hierdie verskonings duik op. Al hierdie dingetjies, hoekom ek nie tyd met God kan spandeer nie, hoekom ek hierdie sonde doen. As ons daar vorentoe lees, het Eva gesê, toe God vir haar gevra het, wie het vir jou gesê om dit te doen? En sy het gesê, dit was nie ek nie, dit was die slang. En toe sê, maar Adam het ook van dit geëet. En God vra vir Adam, wie het vir jou gesê om daarvan te eet? Dit was Eva, dit was nie ek nie. Sien, ons is maklik om die skuld op iemand anders te pak, of op iets anders te pak. Ek is besig, Here, ek het deur baie dinge gegaan, Here, ek het deur trauma in my lewe gegaan, Here, dis hoekom ek is soos wat ek is, Here, dis hoekom ek nie wil bid nie, dis hoekom ek nie wil U aangesig soek nie, Here, want ek het deur al hierdie dinge in my lewe gegaan, en waar was U, Here? Waar was U toe ek deur al hierdie dinge gegaan het, Here? Nee, nou stoot ek U weg. Net eers 'n bietjie, tot en met daar heeltemal skeiding tussen ons en God kom. Tot en met ons daar gaping so groot maak tussen ons en God, dat ons heeltemal weg uit sy teenwoordigheid is. Dat ons nie meer in sy teenwoordigheid staan nie, want ons het eers net gekom met al hierdie klein verskoningkies, tot en met dit heeltemal 'n groot gaping gekom. Nou sit ons en ons wonder, okay, hoe gaan ons nou maak?
Hoe maak ons nou daai gaping tussen ons en God reg? Want sien, daai sonde wat ingekom het skeiding tussen mens en God veroorsaak. Dit het skeiding tussen God en mens gemaak. En as ons verder lees in vers 9, toe roep die Here God na die mens en hy sê, waar is jy? En dit was nie omdat God nie geweet het waar hulle was nie. Dis nie omdat God nie geweet het hulle kruip agter daai derde boom daar links weg of regs weg nie. God het presies geweet waar hulle was. Maar hy het hulle gevra, mens, waar is jy? En God vra vanoggend vir ons, mens, waar is jy? Ek is hier waar ek nog altyd was. God het nie weggegaan nie. Hy het nie sy routine in die tuin verander nie. Mens het weggebeweeg van God af. Mens het daai skeiding gebring. En God sê, hier sit nog steeds. Waar is jy vanoggend? Waar staan jy? Soos die verlore seun, ons almal ken die verlore seun, die wat dit nie ken nie, gaan lees dit in Lukas 15. Hy sy vader se huis het hy verlaat en hy het weggebeweeg van dit wat hy ken. Hy het wegbeweeg want hy het gedink hy het 'n beter plan vir sy lewe. Ek weet wat ek vir my lewe wil doen. En hy wil my eers sy lewe gaan geniet. Hy het wegbeweeg onder sy pa se leiding en sy autoriteit uit. En vinnig het hy agtergekom, hierso is ek nou in 'n probleemstraat. Hierso sit ek nou in 'n varkhok en ek is skaam en ek het berou en ek weet nie wat se kant toe nie. Ek kyk net rond en dis net vuil en dis gemors rondom my. Ek het niks meer wat iets verteenwoordig nie. En hy sit daar in sy sak en as. Ek kan nie terug gaan huis toe nie. Daar's nie 'n weg vir my terug huis toe nie. Hoe gaan ek nou terug huis toe? Ek het my pa so skandelik in die skande gesteek. Ek het sulke slegte dinge gedoen. Ek het al my erfporsie uitgedobbel. Ek het gaan wat ook al doen. Ek kan nie terug gaan en in my pa se oë gaan kyk nie. Wat gaan hy van my sê as hy vir my oë moet kyk? As hy my moet sien? Hy gaan presies weet wat ek gedoen het. En hy het gebly en hy het daar gewandel saam met die varke, sê die woord van Jesus vir ons. Hy het homself weggesteek, weg van die samelewing af. Het hy daar in 'n varkhok gaan bly. Die skande en die skuld van sy ongehoorsaamheid het hom aangeval dag en nag. En sy pa het dag en nag op daai stoep gesit en wag vir sy seun om huis toe te kom. En sy pa het daai paadjie dopgehou. Wanneer gaan my kind by daai paadjie afkom? Hy het nie daar gesit en gesê, Jessie, as hy nou huis toe kom, hy moet net pas op, want ek het nou hierdie groot pak slaaf om. Hy het gesit en wag en hy het gewonder en elke oggend gaan sit hy op die stoep en hy kyk dalk na daai paadjie en hy sê, waar is jy my kind? Wanneer gaan jy daai paadjie afkom terug huis toe waar jy moet wees in my teenwoordigheid, waar ek jou kan beskerm, waar ek jou kan leer, waar ek jou kan onderrig, waar jy veilig is? Wanneer gaan jy daai paadjie terugkom? Waar is jy my kind? En ek dink in daai selfde oomblik het daai seun in daai varkhok gesit, soos baie van ons, en hy het gewonder, hoe kom ek hier uit? Wat doen ek om uit hierdie situasie uit te kom? Daar is geen lig in hierdie einde van hierdie tonnel nie. Daar's geen weg vir my nie. Ek sien geen goeie pad vir my nie. En ek dink hy het sy pa se stem hier binnekant hom gehoor wat roep, waar is jy my seun? Kom net terug huis toe. Kom net terug na my toe. En ek dink binnekant hom het dit aangewakker en hy het terug huis toe gegaan. En hy het weer sy pa gevind. En daardie woorde wat hy gevoel het van sy pa, het sy hart aangeraak en toe hy daai paadjie afgeloop kom, het sy pa hom ontvang. Sy pa het sy weg vir hom oopgemaak. Hy het sy weg teruggevind na sy pa toe. Waar staan jou verhouding vanoggend met die Here? As die Here nou moet kom en hy vra, waar gaan ek jou vind? Nie gaan ek jou in 'n bar vind, waar gaan ek jou vind in jou verhouding met my? Waar gaan ons staan met mekaar? Gaan ek na jou toe kan kom en sê,
my dierbare kind, my dierbare dogter, my dierbare seun, jy het die stryd gestry en jy het dit voleindig en jy het vasgehou aan my. Kom na my toe, kom ons gaan saam. Of gaan hy sê, gaan weg van my af, want ek het jou nooit geken nie. Daardie woorde is vir my altyd, as ek dit lees, is dit so diep, en sê ek, Here, asseblief, moet net nie laat daai woorde in my ore kom nie, Here. Moet net nie laat ek eendag voor U staan en sê, Here, hier's wat ek alles gedoen het op aarde vir U, Here. En die Here sê, wie's jy? Wie's jy dat U voor my staan? Here, maar ek het al hierdie dinge gedoen, Here, ek het gepreek, ek was 'n pastoor, en die Here gaan sê, wie is jy? Ek ken jou nie. Ek weet nie wie jy is wat hier voor my staan nie. Hoe gaan daai woorde eendag wees? Waar is jy, my kind? Kruip jy weg agter maskers wat jy aansit elke dag? En jy dink die Here sien nie binnekant jou, sien nie wat hier binnekant jou aangaan. En ek dink dit is die grootste ding, hoekom mense afvallig raak uit die kerk uit. Hoekom mense nie meer kerk toe kom nie. Dit gaan nie oor ander mense in die kerk nie. Dis maklik om te sê, dis omdat Tannie van my geskinder het, of omdat Sunny nou dit gedoen het, en sy het my kwaad gemaak. Dis 'n verskoning om nie kerk toe te kom nie. Maar eintlik hier binnekant jou, is dit omdat daar 'n skeiding tussen jou en God gekom het. Daar het 'n oopgaping gekom tussen jou en God, en jy ken nie meer God nie. Nou beweeg jy al hoe meer weg van God af, en ons gebruik dit as 'n verskoning om te sê, ek gaan nie meer kerk toe nie, want iemand in die kerk het my seer gemaak. Ja, mense in die kerk maak jou seer. Mense is lelik. Mense kan lelik wees. Mense is lelik met mekaar. Maar kom jy kerk toe vir mense, of kom jy kerk toe vir God? Kom jy kerk toe om God te ervaar in hierdie plek, of kom jy om mense te ontmoet en met mense te praat en met mense te wees? Ja, dis lekker as ons almal hier saam is en ons praat so lekker saam en ons kan mekaar lief hê en ons kan mekaar ondersteun. Maar dis nie hoekom ons kerk toe kom nie. Ons kom om 'n verhouding met God te hê. En ons self maak daai skeiding. Ons kruip weg en ons sis onsself om te sê, ag Here, maar ek gaan darm kerk toe. God sien jou en hy vra, waar is jy? Of gooi jy jou skuldgevoel maar net rond? Het jy weggedryf van daar waar jy moet wees? Vind jy jouself ook in die varkhok, tussen al hierdie vuil en hierdie gemors, en jy kyk rondom jou, en alles val uit mekaar uit. Jy weet, iets kan mos maar uit mekaar uitval in stukkies, dan tel jy dit op, jy plak dit weer aan mekaar, en dan sê jy, okay, die Here se lig gaan nou deur dit skyn, en die Here se heerlikheid gaan deur dit wees, en ek gaan okay wees. Maar daar is sekere tye, soos hierdie man wat in die varkhok gaan sit het, wat dit was verby stukkies. Dit was nie meer stukkies nie, dit was stof en as op daai vloer gewees sy lewe. En partykeer vind ons onsself in so 'n posisie, en dan dink ons, hoe gaan ek van hierdie stof iets maak? Hoe gaan ek weer terugkeer? Jy kan nie hierdie stof aan mekaar plak en dan weer iets mooi maak nie. Wat gaan ek maak met my lewe? Dit is totaal en al verby vir my. Ek wil vanoggend vir jou sê, Genesis 2 het God die mens geformeer uit die stof van die aarde uit. En hy het lewe in daai stof se neusgate geblaas. En God se lewende wese het wakker geword. Jesus het self, het hy gegaan en hy het met modder, met grond, het hy gevat en hy daarin gespoeg en hy die blinde se oë aangeraak. En sy sig het herstel. Van stof wil ek vanoggend vir jou sê, kan God nog steeds iets maak. You're never too far down the road. You're never too far gone where God cannot get you. Psalm sê hy haal jou uit die modder klei uit en hy sit jou voete op die berg. Jy's nooit te ver weg vir God om jou nie te kan bereik nie, om jou nie daar uit te kan haal nie. Met daardie stof en met God se lewende water, as ons dit bymekaar sit, dan vorm dit klei. En klei in die hande van 'n potterbakker. Ons het net nou gesing, klei in die hand van 'n potterbakker kan God weer iets nuuts maak.
Ons val nie uit mekaar uit heeltemal nie. Ons moenie onsself verberg in skaamte en wegkruip nie. Die Here vra vandag, waar is jy, my kind? Dieselfde wat Jesus gedoen het vir daardie blinde man, dieselfde kan die Here vandag vir jou doen. Dit hoef nie fisiese, liggaamlike genesing te wees nie, maar dit kan jou siel genesing wees. Genesing tussen jou en God. Genesing tussen dit wat jy gevoel het, hoe God nie daar was vir jou in 'n situasie nie. Here, ek het iemand aan die dood afgestaan, Here, en ek het deur 'n swaar pad gegaan, dit was moeilik, Here, en waar was U gewees? Here, ek het alles verloor, my huis, my kar, my kinders, my vrou, alles is weg, Here, ek sit hier in die moddersluike, en daar's geen hoop vir my nie, Here, waar was U gewees? God was nog altyd daar, maar jy, mens, het wegbeweeg van God af en daai skeiding gebring. Soos die pa van die verlore seun, sy seun ingewag het, en toe sy seun daai pad afkom, het hy hom omhels, en hy het hom gesoen, en hy het hom gedruk, en hy het gesê, bring die beste kleed, bring die ringe, kom, slag die lam, laat ons 'n feesmaal hê. Dit is wat God vanoggend vir jou sê, hy wag vir jou. Hy wil klaar vir jou daai mantel en daai kleed opsit en sê, ek het lank vir jou gewag. Los jou skande, los jou seer. Dis alles klaar weg, dis alles klaar skoon. Maar sien, ons as mens lees net die storie van Adam en Eva en ons is vinnig genoeg om te sê, God is wreed. God is wreed. Hulle het een klein foutjie gemaak, een klein sonde en God het hulle weggejaag uit die tuin uit. Vir ewig. Ja, 'n vrou, jy gaan nou swaar gaan jy kinders kry, en man, jy gaan nou sweet voor jou aangesig aan die werk. God is wreed, hy het hulle net gestraf en hulle weggejaag. Maar nee, en ek wil hê julle moet daai stukkie saam met my lees, want God is genadig en God is lief vir sy kinders. Vers 21. En die Here God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek. En dit is die perfekte prentjie van God se genade. God was genadig teenoor hulle. Hy het gesê, hulle gaan nie uitgaan met vye blare nie. Nee. Maar wat moes gebeur het? Daar moes eers bloed gevloei het. God moes 'n lam of 'n skaap gevat het en die bloed moes gevloei het en hy het daai lam of daai skaap se vel gevat en hy het dit gemaak, 'n kledingstuk, rokke vir sy mense en hy het dit aangetrek en hy het gesê, hier is my genade vir jou. En daardie vel het daardie mense se sonde bedek. Los die vye blaar, los die wegkruip van my af. Want sien, God wou nie gehad het, ons moes vir ewig geskei word van hom af nie. Dit was nie sy plan nie, maar die skeiding het gebeur. En God het gesê, hier moet ek nou iets doen. En hy het vir hulle daai vel gemaak. En hy het hulle sonde bedek met daardie vel van die dier. En jare later, dan kyk ons, Jesus Christus is die perfekte lam, sonder enige krankheid, wat vir ons geslag was, wat vir ons gekruisig was, wat ons kom bedek het van daardie sonde, wat ons sonde reeds weggevat het. Sy bloed het vir ons genesing gebring. Sy wonde het vir ons weer 'n brug gebou tussen ons en God. Die skeiding is daar nou nie meer tussen ons en God nie, tussen mens en God nie, maar ons en God het herenig. En dit is wat God gedink het toe hy daai kledingstuk gemaak het en hy het gesê, vir nou gaan jy dit aan hê. Vir nou gee ek jou dit. Maar wag, die perfekte een kom nog. Die perfekte een kom om daardie skeiding, daardie spasie weer nader aan mekaar te bring. So waar is jy vanoggend? Dit is God se roepstem wat ek hoor vanoggend wat vra, waar is jy? Waar vind jy jouself? Waar vind jy jouself met God? Onthou, ons staan naak voor God. Daar's geen vye blare, geen niks wat ons kan
wat ons kan verberg van God, want hy ken ons van bo tot onder, hy het ons geskaap, hy ken ons gedagtegang, hy ken ons harte. Ons kan die mooiste gesiggie opplak, maar God ken alles. En hy vra, waar staan jy voor? Ek is nog heeltyd hier, waar ek nog heeltyd was, waar ek nog heeltyd vir jou wag, waar ek jou roep, waar ek wag, en ek kyk in daai paadjie om te kyk, wanneer gaan jy daar afkom? Waar is jy, kind? En ek wil hê ons moet die roepstem van die Here vanoggend in ons harte hoor, en ons moet dit vanoggend vat, en ons moet sê, Here, hier's ek. Hier's ek, Here. Ek het nie weggegaan, Here, Jesus ek. Maar Jesus, ek my alles, Here. Here, my alles, Here, my sondige liggaam, Here, ek doen hierdie ding en ek doen daardie dinge verkeerd, Here, en ek lewe nie volgens die wil nie, Here, maar hier is ek. Die Here soek jou net eerlik voor hom. Want ons probeer vir hom lieg, maar ons kan nie vir God lieg. So hy soek jou oop en bloot en sê, Here Jesus, ek met my alles, Here. Here, ek is verkeerd, ek sit in die varkhok, Here, en dit is net donker en vuil om my, Here, en ek het geen ander heenkoop nie, sodat die Here jou daar kan uittel en jou weer kan optel. So ek wil vra, ek sluit nou af en ek wil vra as julle sal opstaan dat ons saam kan bid, as julle nie omgee. Vader, Here, vanoggend het die woord met elkeen van ons gepraat, Here. Here, vanoggend vra ek dat die roepstem in hierdie plek, Here, so sal echo, Here, dat die mense nie sal uitstap nie, Here, en ek myself ook, Here, dat ons nie sal uitstap, Here, sonder om die roepstem te beantwoord nie, Here. Here, ek vra dat U vanoggend sal kom, Here, en dat U met mense sal wees, Here, dat U hulle sal aanraak, Here, dat U hulle sal genees, Here, nie net hulle liggaam in die Here nie, maar hulle siel en hulle gees, Here. Here, ek vra dat ons vanmôre, Here, U roepstem sal hoor, Here, en dat ons weer sal nader aan U kom, Here. Here, U vra, waar is jy vanoggend, my kind? Here, ons is net hier, Here. Here, en ek wil vra, Here, as daar mense in hierdie vertrek is, Here, wat vanoggend hierdie boodskap moes hoor van U, Here, dat U dit in hulle sal wakker maak, Here. Here, dat U dit in hulle sal wees, Here, dat dit 'n worsteling in hulle sal wees, Here, dat hulle na U stem sal hoor, Here. Here, dankie dat U gekom het vanoggend, Here, die brood gebreek het, Here, en vir ons kom gee dit wat ons vanmôre nodig het, Here. Here, in ons liggaam en ons siel en ons gees, Here, is ons droog, Here, en ons het net stof om ons, Here. Here, kom en kom, gee vir ons daai lewende water, Here, dat ons soos klei in die hande sal wees, Here. Vorm en maak ons, Here, soos U wil, Here. Here, kom en ek kom lê elke persoon in hierdie vertrek by U voete neer, Here. En wat ook al hulle benodig vanmôre, Here, geestelike of fisiese genesing, Here, dat U vanmôre met hulle sal werk, Here. Here, en ek wil vra, Here, dat U saam met hulle sal gaan, Here, in hierdie week, Here, en die ander mense wat hulle sal aanraak, Here, dat U ook daar sal beweeg, Here. Here, ek bid vir die siek mense in ons gemeente, Here, dat U hulle sal genees, Here. Here, dat hulle hier sal kom staan, Here, en sal getuig van U, van die goedheid en die guns en die genesende hand in hulle lewe, Here. Here, ek lê elkeen by U voete neer, Here, en ek vra dat U wil in hulle lewe sal geskied. Here, ek vra dat hulle sal besef, Here, dat ons nie moet weghardloop omdat ons sonde doen, of omdat ons sondige mense is nie, Here, en dat ons dit ook nie sal gebruik as 'n verskoning nie, Here. Maar Here, dat ons sal weet, we are never too far down for you to not reach us, Here. Maar dat ons sal weet, Here, al is ons in die modder sluike, Here, dan kom U af en U tel ons op en U sit ons voete op die berg, Here. Here, laat ons na U toe terugkeer, Here. Laat ons by U voete kom wees, Here. Dat ons weet, daar is geen ander plek op hierdie aarde waar ons kan wees, waar ons kan kry dit wat U vir ons gee, Here. Here, ek vra vir inkeer in Jesus naam. In Jesus naam. Amen. Amen. Baie dankie. So we net 'n laaste lied saam sing en dan gaan ons afsluit met die diens. Baie dankie. So good, God is so good, God is so good, He's so good to me. God is so good, God
Here, dankie dat U vanmôre kom harte aanraak het, Here. Dankie dat U hier teenwoordig was, Here, en dat U mense aangeraak het, Here, en hulle harte kom wakker het. Here, gaan saam met elke persoon wat na U weg beweeg, Here, dat hulle veilig tot by hulle bestemming sal kom, Here. Seën U brood dat ons nou gaan saam neem, Here, dat ons in ons liggaam gaan neem, seën dit in ons liggaam, Here. Seën elke persoon wat saam met ons in liefde dit geniet, Here, dit is in liefde as 'n gesin saam sal wees, Here. Gaan ook saam met ons nou vir ons vergadering gaan hê, Here, dat U elke woord wat daar gespreek word, Here, sal seën in Jesus naam. Amen.